kan wees dat hy beweeg het en nou beweeg hy nie meer nie, hy het stadig beweeg, nou beweeg hy vinnig en. Okay, so verandering in momentum. Die formule daar, delta, ai, my mens, hoekom sê julle my niks? Hallo juffrou? Ja. Sal julle nie tot einde eerste kwartaal nie. Hulle is kinder oor jou. Kijk. Goed, so as jy kan sien daarso, die verandering in momentum die op jou notas, delta, staan mos vir verandering in. Okay, en delta beteken ook final minus initial. Nou, by gister se vergadering het hulle baie tips gegee, het gesien ek het gestuur op die groep ook 'n paar goeders. Eerste ding is, by hierdie hoofstuk, hierdie was die hoofstuk wat laas jaar die swakste beantwoord was in die hele fisika vraestel. Die hele fisika vraestel, en ek het jou gister gesê, hierdie is die maklikste hoofstuk in jou hele fisika vraestel. So hulle is baie puntenerig hierso, op klein goedjies soos jou voetnotas, of jou formule wat reg geskryf moet word, of. Okay, so detail. Jy met my, kan jy sien vir by my koffie? Okay. Reg. So verandering in momentum gebeur as gevolg van 'n krag en die krag maak dat die momentum verander en dit is jou finale momentum minus jou begin momentum. Okay, so kom ons kyk gou hierso na 'n voorbeeld. Dit sê daar, 'n bal met 'n massa van 500 gram word gegooi teen 20 meter per sekonde teen 'n muur en bons terug teen dieselfde snelheid. Bereken die verandering in momentum. Nou sê ek vir jou, daar's twee metodes, maar ons gaan nou vandag net na een kyk. Dan moet ons na twee kyk, nee, net een. Okay. So jy sien daarso is die bal en hy bons teen die muur en hy kom terug. En dit is ook deel van jou huiswerk gewees, dink ek, is om die bal te bons heen en weer. Het jy dit gedoen, Dian? Nee, nie. Okay. Goed, so, hier gaan ek 'n infotabel. Verandering in momentum is die vraag. Die massa van die bal is 500 gram. Dian, werk ons in gram? Ag, Dian, dis wat ek wil 3 gaan sê, my nou. Ja, Dian? Nee, waaraan werk ons? So, wat moet ons doen? Gedeel deur? Nee, gedeel deur 1000, so maal 10 to die mag minus 3, of gedeel deur 1000, is 0,5. En dan sê hulle vir jou die beginsnelheid is 20 en hy bons terug met dieselfde spoed 20. Is jy happy met wat ek daar neergeskryf het, Frederik? Wat is fout, wat is nie fout nie? Yes, so juffrou, jy het vergeet om 'n rigting as positief te kies. Nou, jy kan nou of links kies of regs kies as positief, maak nie saak nie. Kom ons sê, ons kies regs as positief, dan is die finale snelheid mos minus 20, né? Want regs gaan hy en dan kom ons uit terug, minus 20. So jy het hierso, die massa is 0,5, finale snelheid is minus 20, begin snelheid is 20, so jy kry 'n antwoord van minus 20. Minus 20 is minus 40, die helfte van minus 40 is minus 20. Okay, wat trek ek nou? Henk, mag jy antwoord in die negatief los? Nee, so wat gaan jy sê? Jy gaan sê, dit wil sê 20. Wat is die eenheid van hierdie besigheid waarmee ons nou besig is? Wat het ons gemaal met wat? Ja? Nie kilogram per nie, jy gaan sê kilogram meter per sekonde. Okay? En dan ons antwoord is negatief gewees en regs is positief, so dit beteken dit is links. Hulle is baie puntenerig in die rigting. Juffrou Veer het gesê sy kan nie nou kom nie, maar sy sal 'n ander plan maak. Ja. Okay, enige vrae daar? Goed. Volgende bladsy. Ek het dit nou
ook gesê, maar ek sê dit weer vir jou hier in bold. 'n Krag is nodig om die momentum van 'n voorwerp te verander. So, as jy wil hê sy spoed moet verander, sy rigting moet verander, wat ook al, dan moet jy 'n krag daarop uitoefen. Okay? En daai krag en hoe lank jy die krag op hom uitoefen, word genoem 'n impuls. Okay. Goed, nou kom ons lees daar die definisie van 'n impuls. Dit sê 'n impuls is die produk. Wat is produk nou weer, Charles? Nee. Mal. Impuls is die produk van die netto krag wat op die voorwerp inwerk en die tyd wat die netto krag op die voorwerp inwerk. Okay, so die grootte van die krag maal met die tyd wat die krag daarop inwerk. Dit is impuls. Okay. So as jy kyk, onthou jou formule is gelink met jou definisie, né? Dit moet jou help. Of jou definisie moet jou help met die formule. So as ons sê impuls is die produk, ek moet maal wat? Netto krag maal met die tyd. En dit is presies wat daar staan. Dit is die krag maal met die tyd. Dit is impuls. So daai hele besigheid daar, sy naam is impuls. Okay. En hoekom sê ek nou dieselfde ding oor en oor en oor en oor en oor? Want hulle gaan jou probeer uitvang. Hulle gaan vir jou sê, bereken die impuls van wat op die kar ingewerk het. Dan gaan party van julle net krag gaan uitwerk. Of party van julle gaan net tyd gaan uitwerk. Maar dis nie die vraag nie. Die vraag was nie bereken die tyd of bereken die krag nie. Die vraag was bereken die impuls. So jy moet krag maal met tyd doen. Okay? En dit is gelyk aan die verandering in momentum. Okay? So impuls is gelyk aan die verandering in momentum en ek gaan dit nou vir jou bewys. Op die volgende bladsy gaan ons bewys hoekom hulle twee gelyk is aan mekaar, maar net vir hierdie oomblik wil ek hê jy moet wat is die eenheid van verandering in momentum, Heinrich? Wat het ons nou net gesê is die eenheid van verandering in momentum per sekonde. Okay, so dit is sy eenheid. Nog 'n plek waar hulle jou gaan probeer uitvang is as hulle vir jou vra bereken die impuls, dan gaan jy die verandering in momentum gebruik om hom uit te werk, maar sy eenheid is nie kilogram meter per sekonde nie. Impuls se eenheid is newtons sekondes. Nie newtons per sekondes nie, newtons maal sekondes, newtons sekondes. Ek voel Coke is soos alkohol, jy mag dit nie voor 12 drink nie, ja? Nee, maar dit is nie per nie, jy het nie gedeel deur nie. Jy het newtons maal met tyd. Okay. Right. So hier langsaan wys ek vir jou, dit is netto krag, is newtons, tyd is sekondes, so jy het newtons maal met sekondes en verandering in momentum is kilogram meter per sekonde. Goed, so kom ons kyk gou hoe werk hierdie. Dit sê 'n cricketbal met 'n massa van 0.2 kg beweeg teen 30 meter per sekonde na links. Okay, so hierso sien julle wie is besig om cricket te kyk of het cricket gekyk die afgelope, ek voel jaar. Oh, maar soos dit breek my as daar cricket in my huis aangesit word. Dit is baie stadig. Ja, maar nog steeds. Sjoe, maar ons kyk om elke dag. Amerika het nou die dag gespeel. Ja, het julle gekyk wie is in die Amerikaanse span? Letterlik nie een Amerikaner nie. Is nie een Amerikaner in die Amerikaanse span nie. Sê weer? Hulle kan nie cricket speel nie, maar daar's 'n paar Suid-Afrikaners. Anyway, sien ek weet goed wat ek nie wou geweet het in my lewe nie, maar ek doen. Okay, daar speel Suid-Afrika cricket en hier kom die bal en die bal beweeg teen 30 meter per sekonde, maar die batsman mis dit en hier staan die wicketkeeper en hy vang die bal. Hy is gelukkig daaroor. Okay, goed, nou wat gaan hierso aan, Dregan? Hoekom het jy 'n glove aan? Sê weer? Hoekom? Vertel vir die mense wat nog nooit cricket gekyk het, of wat gaan aan? Hoekom dra hulle 'n glove? Okay, hier is actually deel van my les, hoor, soos dis nie net 'n random vraag oor cricket nie. Ek sal nooit 'n random vraag oor cricket nie.
So hy vang die bal of hy dra 'n glove want 'n cricketbal is ongelooflik hard, né? Baie hard. Dis nie soos 'n tennisbal hard nie, dit is soos 'n klip hard. En daai bal kom teen 30 meter per sekonde vinnig werk dit uit met jou sakrekenaar 30 x 3.6. Ja, ek kom nog daarby. 108 km/h. Kom daai bal, is dit akkuraat? Cricketmense? Kom redelik. Okay, so eerstens het hy 'n glove aan om homself beskerm. Maar hy gaan nie net gaan en die bal so vang nie. Hy kan, maar wat doen hy liewers? Hy gaan so die bal vang. Hoekom gaan hy dit doen? Okay, die bal het momentum, maar hy wil die bal stop, maar as hy dit doen, dan verleng hy die kontaktyd met sy hand. Okay, so, almal staan op. En staan op die bankie agter jou bankie. Okay, staan nou agter. Ek dink dit is heel van julle huiswerk hierdie, né? Dit was heel van julle huiswerk. Okay, goed. So, jy gaan nou vir my afspring na die bankie onder en jy gaan reguit bene. Laak jou knie. Nou, knie is gelaak en jy gaan spring. 1, 2, 3 spring. Jy mag nie jou knie buig nie. Laak jou knie, gaan terug. Jou vrou kan baie seer kry. 1, 2, 3. Dit hoef nie gebeur. Alright, en doen dit nou weer, maar die keer buig jou knie. 1, 2, 3 en buig. Wat die een is sagter op jou knie? Wanneer jy buig. Okay, jy kan sit. Okay, so, dieselfde ding wanneer die wicketkeeper, valkiewagter die bal vang, is hy kan hom net so vang, maar is dadelik seerder op sy arms, op sy hande. As hy dit doen, dan verleng hy die kontaktyd en dan sit die impak op sy hande minder. Okay, goed. So, hier, dit is nou ons storie hierso. Die cricketbal met 'n massa van 0.2 kg beweeg links teen 30 meter per sekonde. Bereken die gemiddelde krag uitgeoefen deur die paaltjiewagter as hy die bal binne 0.3 sekondes stop. Okay, so jy kan sien nog in 2 vrae wees, so ons deel ons bladsy op in 2. Okay, vraag 1, ek gaan hier inzoom. Die beginsnelheid van die bal was 30. Ons soek die eindsnelheid, ons soek die massa. Hulle vra vir jou die gemiddelde krag en ons soek die tyd. Okay. So ons gaan die impulsformule gebruik om die krag te gaan uitwerk. Ons gaan die impulsformule gebruik om die krag uit te werk en ek kan die impulsformule uitbrei so. Okay, sodat ek al die inligting mooi in hulle plekkies kan gaan invul. Wanneer ek hierdie formule gebruik, kyk ek na 'n voorwerp. So ek gaan hierso kyk na die bal. Ek wil weet watter krag oefen die paaltjiewagter op die bal uit, so ek kyk na die bal. Okay, goed, beginsnelheid 30. Rikus, wat is die eindsnelheid? 0, want hy wil hom stop. Okay, Leandri, wat is die massa van die bal? 0,2. Goed, die krag wil ons gaan uitwerk. Wat is die tyd, Bylin? 0,3 sekondes. Wat het ek vergeet om te noem, Gina? Wat moet ek sê? Watter rigting ek as positief kies. Ek dink ons almal kies links as positief en die bal beweeg links. Ja? Okay, links, positief. Onthou jy mag regs kies as positief. As ek dan 'n negatiewe antwoord kry, gaan jy positief. As jy positief kry, negatief, wat ek al. Okay, kom ons sit die waardes in. Krag 0.3, massa is 0.2, die eindsnelheid is 0, onthou jy moet jou nulle invul. En 30, waarvoor lag jy, Dregan? Waarvoor? Dink jy aan iets of iemand? Goeie antwoord. Amorey, is jou sakrekenaar reg?
Ja. Ek wil weet nie vir wanneer begin ons eksamen. Ja.